Ek maar lees as julle daarso. Ok, nou, as julle, ek gaan nou nie die hele 1 Samuel 30 lees nie, maar julle sal sien die Filistyne het Dawid en sy man as 'n vroue gevat, Abigail is gevat en sy ander vrou, Dawid se albei vroue is gevat en al die mans en mense het bitter geword want hulle families is weg. En hulle het toe almal teen Dawid begin draai en hulle het gesê, en dit sê hierso van vers 6 as van ek lees, Dawid was nou in groot moeilikheid, want sy manne was verbitterd, omdat hulle vrouens en kinders verloor het. Hulle het begin sê dat hulle Dawid met klippe moet doodgooi. Maar die Here, sy God, het aan Dawid krag gegee. Vers 7 sê, hy sê toe vir, baie groot naam, Abiatar, die priester, bring vir my die skouerkleed. Abiatar het dit gedoen, vers 8, toe vra Dawid vir die Here, moet ek hulle agterna sit, sal ek hulle inhaal, die mense wat nou die families ontvoer het. Nou daai vers 6, die Here het aan Dawid nuwe krag gegee. Toe Dawid amper doodgestenig was deur sy eie mense, wat het Dawid gedoen? Hy het na Abba Vader toe gedraai. Hy het na hom toe gekyk en sy God het vir hom nuwe krag gegee. Toe gaan laat haar die skouerkleed en julle sal weet dit is 'n priesterlike kleed en op dit is 12 stene van die 12 stamme van Israel. En daar was 'n sekere instrument wat hulle die wil van God bepaal het op daai kleed. Toe Dawid die kleed gevat het, vra hy vir Abba Vader, wat moet ek doen? So hy het onmiddellik na Abba Vader toe gedraai, nuwe krag gekry, toe vra hy die wil van God, en dan as julle verder lees, sal julle sien, Abba Vader sê, toe gaan agterna, en toe sy suksesvol, toe hulle die mense teruggekry. Nou net daai stukkie vers 6. En ek wil begin deur te sê, ons almal val. Daar is nie een van ons wat hier sit wat nog nie gesondig het of nog nie geval het nie. Ons het almal geval, ons het al almal die pad gestap en foute gemaak. So hier is geen oordeel heiliglik nie. Ons ontvang dit. Ek is een van die sondigste mense wat jy kan kry. Ons het almal te vinnig besluite geneem, te vinnig gereageer of ewens baie keer opsetlik gesondig, geweet dit is verkeerd, maar ons het dit nog steeds gedoen. Nee. Die vraag is nie of ons val nie, maar wat doen ons wanneer ons geval het? Bly ons daar? Bly ons in die sonde? Doen ons dit net weer? Is ons te skaam om na Abba Vader toe te gaan? Bly ons in die skande? Of staan ons op? Stof ons onsself af? Sê vir Abba Vader wat het ons gedoen en laat hom toe om ons skoon te maak. Spreuke 24 vers 16 sê, al val 'n regverdige mens 7 keer, sal hy elke keer weer opstaan. Nie 1 keer na 7 keer nie, elke liewe keer staan hy weer op. Sien julle dat hy nog steeds regverdige genoem word, al het hy 7 keer geval, hy is nog steeds regverdige. Het gaan nie oor die val nie, het gaan oor die feit dat jy opstaan, want jy doen dit weer, So, die feit dat hy val, verwyder nie sy identiteit wie hy is nie. Hy bly regverdig, hy bly 'n kind van God. Jy bly 'n kind van God as jy val, of teruggaan na die vleispotte van Egipte, of wat ook al doen, soos 'n hond na sy braaksel teruggaan, jy bly sy kind. Dit kan die vyand nie van jou verwyder nie. Maar om daar in die modder te bly, om aanhou te sondig, om aanhou daar te bly, dit gaan veroorsaak dat jy buite die wil van God is, en dan gaan jy heeltemal jou identiteit verloor. Die vyand gaan jou vernietig. Ons kyk na die Hebreëse woordjie teshuva. Dit beteken om terug te draai, of in Engels return, maar dit het eintlik 'n baie groter prentjie as dit. Dit is nie net om terug te draai nie. Dit beteken ook om terug te draai na jou oorspronklike skepingsvorm, jou oorspronklike design wat Abba Vader vir jou gekies het. Om terug te draai na wie Abba Vader jou geskaap het om te wees in die begin. Soos 1 Genesis 26 sê, dat God het mens in ooreenstemming met hom geskep. Volgens sy beeld het God hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskape. So jy draai nie net terug en weg van sonde af nie. Jy gaan terug na jou oorspronklike identiteit toe. Na jou beeld in God. Want ons almal straal 'n beeld van Abba Vader uit. Want ons is geskaap om soos hy te wees en te lyk.
So wanneer jy terugkeer of tot inkeer kom, bekering kom, is ook 'n woord, kruip jy nie net terug in skaamte nie, maar jy kom weer in lyn met Abba Vader se droom vir jou, wat sy hart sê oor jou. Amen. Jy het nie nodig om soos 'n hond sterk tussen jou bene terug te kry, maar jy kan hardloop na sy arms toe. Dis nie 'n straf nie, dit is 'n uitnodiging om terug te hardloop in jou pa se arms in. Maar hier is waar baie mense verwar raak. Repentance is nie oor emosies of huilery of te veel trane nie. Ja, jy verontmoedig jou hart, jy breek jou hart vir Abba Vader, jy sal huil want jy weet jy het jou pa se hart seer gemaak. Maar dit is nie die funksie van terugkeer en tot inkeer kom nie. Die wortelwoord Yeshuv beteken turn back and change direction. So as jy oos gegaan het, nou gaan ek wes. Jy doen 'n 180 grade draai. En dit is hoekom Jesaja 18 vers 30 sê, repent and turn from all your transgressions. So as jy weet, jy is verslaaf aan alkohol, dan gaan jy nou nie meer clubs toe gaan, al drink jy nie. Jy bly weg van dit af. As jy weet sekere vriende beïnvloed jou om te rook, of beïnvloed jou om te vloek, of last, of wat ook al, dan gaan jy mos nie meer met die mense uithang nie, want jy weet, dit lei my net in versoeking en ek draai weg van dit fisies af. Soos dit met TV kyk, of met hoe ook al dit mag wees, jy ontneem daai ding wat jou verlei, om net terug te gaan na jou eie braaksel toe. Maar Vader, kyk, nou of jy terug gaan na sonde toe, en of jy gaan in sonde bly, maar hy verwag van jou om weg te draai, getransformeer te word van dit. Hy sal jou altyd verwelkom, maar sy verwagting van jou is om regtig te probeer, om getransformeer te word deur sy woord. Ok, kom ons wees gou baie eerlik, partykeer val ons nie net in sonde in nie, maar ons klou ook opsetlik aan dit vas, ons hou dit vas, ons wil dit nie laat gaan nie. Jy sê vir Abba Vader, ek gaan nie dit weer doen nie, my koning. Meanwhile, wens jy in jou hart dat jy net nog een keer dit eintlik kan doen. Dit is eintlik 'n verkeerde hartspostuur. Al sê jy vir Abba Vader, jy doen dit nie, en al doen jy dit vir 'n paar dae nie, maar jy wens diep binne in jou hart, dit is nog steeds presies dieselfde. Jesus sê in die Nuwe Testament, 'n man wat net kyk na 'n ander vrou en haar begeer, het klaar oorspel gepleeg. As jy net te kwaad raak vir iemand, het jy klaar moord gepleeg in jou hart. So dit gaan ook oor om nie net uiterlik te verander en weg te draai daarvan nie, om innerlik jou hart te gaan ondersoek voor Abba Vader en te sê, maar verwyder hierdie postuur, wil nie so wees nie, wil nie so voel nie. En daardie oomblik sal die vyand se stem ook altyd stil wees, wanneer jy wil vasklou in sonde. Hy sal sê, dit is nie so ernstig nie. Ag, Abba Vader sal jou weer vergewe, hy is tog 'n God van genade, julle weet. Dit is net hierdie een keer, môre dan gaan jy dit ons nou nie weer doen nie. Of hy sal sê, jy verdien dit na al hierdie harde werk. Jy verdien om 'n bietjie te chill en jy verdien om 'n bietjie meer TV te kyk. Jy het so hard gewerk. Hy is maar stil. Hy fluister soos 'n slang in jou oor en dan val 'n mens daarvoor. Maar die oomblik wanneer jy val, die oomblik wanneer jy hom geglo het, dat is net hierdie een keer nog, dan vat hy soos 'n vergrootglas en hy gaan hou dit voor jou son en eweslik is jou son net so groot. Net so, ja. Van 'n klein sandkorreltjie, nou is dit eweslik 'n berg. Dan sal hy vir jou sê, jy het nou te ver gegaan, jy het nou alles opgemors, al jou harde werk wat jy probeer uitdaai het was verniet gewees, jy is skynheilig, jy is 'n ware hipokrit, jy het jou God seer gemaak, hy kan jou nie vergewe nie, jou sondes is te vuil vir hom, en hy sal jou al hierdie leuns vertel om jou te keer, om weer by Abba Vader uit te kom. Of hy sal vir jou sê, dit is te lekker om lastvol te wees, te lekker om te drink, dit is te lekker om te kuier, of ek is nie lus om my Bybel te lees, hoekom moet ek my Bybel lees? Hy sal daai thoughts en al daai goed heeltyd entertain, maar wat moet ons doen? Ons moet gaan tot by die kruis en ons moet ons vlees vat, en ons moet vir Abba Vader daar af, en ons moet ons eie vlees daar gaan hang en dit kruisig, want dit is dit presies wat vir ons lei ook in versoeking. So sien ons die patroon wat hy doen. Hy maak sonde klein en nie so ernstig nie, sodat jy kan val.
Hy maak dat dit oké is. En dan sodra hy geval het, dan vergroot hy dit sodat jy kan skaam kry en bang raak om vir Abba Vader te verskyn. Die vyand druk jou dan om weg te kry van Abba Vader af. En ons sien hier in Genesis 3 vers 8, waar Adam, nadat hy gesondig het en bewus geword het van sy sonde, het hy weggekry vir Abba Vader toe Abba Vader op besoek het. Hy het skaam gekry. Want hoe langer jy sit met die sonde en nie repent nie, hoe meer tyd het hy om 'n voet in die deur te kry en ander trawante. So nou is dit nie net meer hierdie een ding nie. Nou is dit die ene en is daai maatjie en is daai maatjie wat die duiwel saam inbring om jy net verder en verder en verder te laat val. En hy nooi hulle in en die deur raak oop en groter en dit raak 'n wettiese reg, dit raak 'n legal right, dit raak 'n stronghold en so sien ons dit as jy dat nader aan soveel meer met jou fout is, dan weet jy nie hoekom dit gaan met jou finansies soos wat dit gaan, of hoekom jy depressief is, of hoekom jy fisies siek is ewens nie, of wat nou ewe skielik met jou aangaan nie. Jy verstaan net nie hoekom as jy nou ewe skielik in hierdie moddergat en niks werk net uit nie. Meanwhile, is dit 'n klein wit lintjie wat jy 2 weke terug vertel het, en dit het so groot geraak want jy het nie repent nie, en nou sit jy en jy het amper alles al verloor en jy is depressief, vol angs, maar is klein, sonde bly sonde. Sonde het nie 'n skaal nie. So as jy nou wit lintjie vertel en of jy nou iemand doodmaak, is presies selfs in Abba Vader se oë. So dis iets om aan te dink. Enige stem ook wat jou wegjaag van Abba Vader, wat vir jou sê, moenie nou na hom toe gaan nie, jy kan later Bybelstudie doen, of jy is te sondig, dit is nie van Abba af nie, is nie van God af nie. God soek reeds die vuilste en die lelikste gedeeltes van jou, die gebruiklikste. Hy soek die donker laag, want hy wil hulle uitkry, hy wil hulle skoon was, want hy wil vir jou decorate met koningjuwele uit sy troonkamer uit. Hy wil jou 'n nuwe rok aantrek. Hy wil al die stukkende klere van jou afhaal wat jou bedek en hy wil jou net skoon was. Jeremia 31 vers 3 sê ook, ek het jou lief met 'n liefde wat nooit ophou nie. Ek trek jou met troue liefde na my toe. Daai vers is vir my so kosbaar, want hy weet al ons lewens voordat die fondasie van die aarde gelê is. Hy weet elke foutjie wat ons gaan maak. Hy het op die kruis geweet wat ons gaan doen, en hy het nog steeds gekies om vir ons te sterf. Hy het nog steeds gekies om ons te verlos. So daar's geen sonde wat hom verbaas nie. Daar's geen verslawing of probleem wat ons het wat hom kan verbaas of om bang maak of om teleurstel nie, want hy weet. Hy was self ook al daar gewees. Hy het dit oorwin, hy het dit weerstaan. Hy weet hoe jy voel. So daar is nie iets wat sy liefde vir jou kan stop nie. Abba het geweet hoe jou lewe lyk. Hy het sonde oorwin. Dink ons regtig daar is iets wat God kan verbaas of te groot is vir hom om te vergewe? Nee, daar is nie. En dit is ook nie dat hy nie verstaan dat hoekom het jy geval nie, hoekom het jy besluit geneem nie, want hy self was getempt daarin. Maar hy het dit oorwin, en daarom dat hy dit oorwin het, nou kan jy dit oorwin. Die vyand het nie autoriteit nie, niks. Hy verstaan. Hy weet waar dit ons gaan, hy verstaan die seer, hy verstaan die skaam, die verwar gevoel, die moeilikheid om te sê nee, of om weg te draai van dit af. Maar al wat hy sê is kom net so, kom sit voor my, laat ek jou voete vir jou was, kom ek bedien jou, kom ek genees jou, kom ek het jou net lief, kan ek jou nie net vashou vir 'n oomblik nie, kan ek jou soen, want jy is my bruid, ek wil jou net hê, gee nie om hoe jy lyk nie, kom ek gee vir jou nuwe klere, kom ek versier jou, moenie, kom net so, as jy stink en was ek jou, kom net na my toe. Hy sien jy is moeg, hy sien jy is uitgeput en bang, maar hy is daar, want hy sien die diepste dele van jou raak, want hy is El Roi, die God wat jou raak sien. Dit is wie hy is. Amen. Daar is 'n verskil ook tussen conviction, wat teregwysing is in Afrikaans, en condemnation. Ek weet nie wat is condemnation in Afrikaans nie, ek glo julle weet. Is dit? Veroordeling, okay. Teregwysing sê, kom terug na my toe my kind, dit is gevaarlik wat jy doen. Soos 'n pappa wat, as die seentjie aan 'n warm plaat gevat het, dan sê ek, en die seun en seer gekry, dit is soos, Eina,
sien, moenie weer aan die stoof vat nie, kom ons sit jou hand onder yswater. Maar wat die vyand doen is, hy teken hierdie prentjie van Abba Vader, dat as jy my warm plaat gaan vat, dan gaan jy nou pak slaag kry, en hy gaan jy nou skel, en hy gaan jy nou verwerp, en hy gaan jy nou uit die huis uitgooi, so hy sit hy vrees in jou, dat jy nie na hom toe moet draai nie. Dit sê, bly weg, jy is te sondig, jy is te ver weg, jy het te veel al gesondig, en jy kan nie meer vergewe word nie. So die regwysing herstel jou, dit bou jou weer op, dit leer jou, maar veroordeling vang jou vas in 'n tronkstel en dit neem jou terug in bondage in. Maak dit sin? Dis wat Vince gesê het, Abba Vader roep ons uit bondage uit, en wanneer hy ons roep, is daar 'n verwagting. Maar wanneer ons val en ons staan nie weer op nie, dan vat ons self die kettinge van Egipte en ons maak dit vas om ons en ons gaan weer net terug Egipte toe. Die vyand se grootste doelwit is nie om jou te laat val nie. Hy wil nie hê, dis nie sy doel nie, maar om jou onder te hou. Hy wil jou onderhou, sodat hy gedurig 'n wettiese reg in jou lewe kan kry en soos 'n klein jakkalsie jou tuin binne-in opmors en verniel. Maar Abba Vader se genade is nie elke liewe oggend. Nie een keer nie herwin nie oorskietsels nie, dis nuwe genade, elke dag. Nou, wat baie ook nie verstaan nie, as ons aanhoudend na dieselfde sonde terugdraai, vorm dit soos 'n pad en ons sien dit vorm 'n hoofweg, dit is baie makliker dan om so te gaan. Jeremia 6 praat van paaie. Ander woord is ook vir die pad is 'n stroomel. Jy kan sê, ek is jammer, ek wil nie meer sondig nie, maar in jou hart kan jy voel jy wil teruggaan, en baie keer dit wat in ons harte aangaan, loop oor in aksies of dit loop oor in woorde. So sodra jy weet jy daai gevoel, ek het 'n gevoel ek gaan dit weer doen, moet jy klaar dit vir Abba Vader bring sodat hy dit van jou af kan verwyder, want dit gaan 9 keer uit 10 gaan jy dit dan anyways net gaan doen. Soos met ons hartposture voor Abba Vader bring, dat hy dit kan heilig maak en alles verwyder wat nie van hom af is nie. Laat sy woord jou was. Vra hom dat hy sy lig skyn, dat hy jou wys, waar is die wortelprobleem? Hoekom voel ek so, Abba Vader? Wat is hierdie leemte? Hoekom probeer ek heeltyd die persoon gebruik om hierdie leemte te vul, of hierdie ding gebruik om hierdie leemte te vul in my? Wil u dit nie vir my vul nie? Wil u dit nie vul met die liefde vir my nie? Met wie u is? Ek gaan nie meer vrees omdat ek nie geld het nie, want ek weet u is my voorsiener. Ek gaan nie meer na mense toe hardloop nie. Mooi voorbeeld daarvan. Sekere mense dan vir 'n tyd af te sny, of sekere hobbies af te sny, of wat ook al Abba Vader vir jou wys, doen dit. Wees gehoorsaam aan hom en word los van daai ketting. Maar net soos paai, soos sonde 'n pad kan vorm gehoorsaamheid en geregtigheid ook 'n pad. Sonde raak onsmaaklik vir jou. Al hoe meer jy na Abba Vader se hart soek, al hoe meer jy Bybelstudie doen en sit in sy teenwoordigheid, hy klee jou met 'n mantel van geregtigheid, hy versier jou met vrugte van die Gees, en sonde raak 'n bitterheid, 'n slegte smaak in jou mond, en jy het geen begeerte meer vir die dinge van hierdie wêreld nie. So, hoe meer jy net deurpres en sê, maar ek wil nie Bybelstudie doen, maar ek gaan dit anyways doen. My vlees wil nie Bybelstudie doen, but I'm gonna do it anyways. Al is dit 3 verse, al sit jy vir 5 minute daar en jy sê net vir Abba Vader, maar ek is hier so, ek daag op. Môre is dit 6 minute en 2 verse meer. Hoe meer en meer jy aandag aan hom gee, hoe meer jy hom soek. Abba Vader sê in sy woord, soek eers die koninkryk van God en alles sal daarby gevoeg word. Soek hom eers, soek eers sy hart. Dan sal armoede verdwyn, siekte sal verdwyn, toes sal verdwyn, jou drankprobleem sal verdwyn, jou wat ook al jy mee sukkel in daai oomblik, it's taken care of. Hy sê ook, hy trek elke oggend die lelies van die veld aan, al brand hulle teen die aandtyd, hoef ek te meer so hy nie jou aantrek, vir jou voorsien. Soek hom net. En dan vorm jy, in plaas van 'n sondepad, vorm 'n pad van geregtigheid. Jy sal sien, sonde raak dan soos 'n, is eers my lus vir dit, gaan dit weg met my af. Jou toekoms word dan nie meer beheer deur ou patrone nie, hoe meer jy vir Abba Vader soek, word dit nie beheer daardeur nie. Abba sê in sy woord ook dat hy jou sonde van jou verwyder so ver van die ooste van die weste, en in Hebreërs sê Abba dat hy nie meer ons oortredinge onthou
nie wanneer ons dit na hom toe bring. So wees ons om dit te onthou en sleg te voel heeltyd wanneer hy dit nie eens onthou nie. Wanneer hy ons so vergewe, die ooste en die weste kom nooit by mekaar uit nie, huis, dit is soos regtig ver van mekaar af. Ons is verlos, ons is vergewe. Dit bestaan nie meer, asof jy dit nie eens meer gedoen het nie, it's not there anymore. Amen. Want die skepper van skeppers, en die skepper van die hemel en aarde, het vergeet daarvan, hy het gekies om dit nie meer te onthou nie. Baie keer sit ons ook in die skuldgevoel van sonde, en wanneer ons eintlik klaar vir ons al die prys betaal het, dan ponder ons nog oor wat ons laasweek gedoen het, en ek is so jammer op 'n Vader, asseblief, ek kan nie. Meanwhile, daar lank al betaal vir jou, dit is daar lank al vergewe, maar jy wil nog gaan vashou aan dit. Why? Weet nie hoekom nie. Ek doen dit, ek is baie skuldig daar. Ons sit met die swaar skuld van, wat kan ek doen om vir Abba Vader jammer te sê? Hoe kan ek hom wys ek is jammer? Hoe kan ek net terugbetaal vir hom vir dit wat ek aan hom gedoen het? Dit is soos 'n ouetjie wat hy sy meisie sê gemaak, nou koop hy vir haar bos blomme. Wat kan ek doen om net vir Abba Vader te sê, ek is jammer Abba. Maar al wat jy kan doen, wat hy wil hê, is om weg te draai weg, moet dit nie weet doen nie, moet nie probeer om dit weet te doen nie. Sit jou geloof in hom, dat hy jou vergewe daarvoor, vergewe jouself, draai weg, want geloof sonder aksie is ook 'n dooie geloof. Dit is nou, dis mors dood. Baie sit ook nie net in die skuld nie, maar in skaamte, en dit is daai skaamte wat ons baie keer weghou van Abba Vader af. Abba kyk met soveel liefde na ons toe, soos voorbeeld hiervan as ons sien, nadat Dawid nie net oorspel gepleeg het nie, maar letterlik die vrou se man doodgemaak het, om by haar uit te kom, laat hy het in Psalm 51 na Abba Vader toe uitgeroep. En Abba Vader het wat gedoen? Hy het hom herstel, en hy was koning. Abba Vader het hom nog steeds genoem, 'n man na my hart. Maak nie saak wat het hy gedoen nie. Gaan nie oor die val nie, gaan oor wat is Dawid se identiteit, kind van God. Petrus sê, het ook vir Joshua nie 1 keer verloon nie 2 keer verloon nie, maar 3 keer die kans gehad om te sê, maar ek is sy disipel, en hy het nie, hy het hom verloon, hy het hom ontken, en hy het teruggedraai na sy ou lewe, en hy het weer gaan visvang, want hy het gedink, alles is verby, wat gaan ek nou doen met myself, ek het my Messias verloon. En wat het Abba Vader gedoen? Wat het ons liefdevolle redder gedoen? Hy het hom gaan haal, hy het hom gaan roep, en hy het hom geherstel. En wat het hy geword? Hy het 'n visserman van mense geraak. Sy skaduwee was so kragtig geweest, dat as dit op iemand geval het, was die persoon sommer genees. Dit is hoe Abba Vader herstel, ongeag, maar kom terug na hom toe. Hy is genadevol en hy is 'n liefdevolle God. Beteken nie ons het 'n free ticket om te sondig nie. Beteken nie jy kan nou net doen wat jy wil nie. Maar het beteken ons is vry en die vyand kan jou nie bind nie. As jy ook lief is vir Abba Vader, sal jy nie die dinge doen nie. Jy doen dit nie eens net vir jouself nie, jy doen dit vir hom. Want jy behoort nie meer aan jouself nie. Nie jy, jou klere, jou huis, jou kinders, die syne. Alles wat jy is en alles wat jy het en alles wat jy gaan wees, is tot sy eer en het behoort aan hom. So gee aan hom wat aan hom toekom. Jesus maak daai gelykenis in die Nuwe Testament toe die Fariseërs hom probeer vasvang met moet hulle belasting betaal of nie, né? Die coins het 'n foto gehad van die keiser daai. So in die Ou Testament praat dat jy mag nie dit doen nie. Soos ook sien, die coins van daai tyd was blank geweest wat die Israeliete gebruik het. So deur sê Jesus het vir hulle gesê jy moet belasting betaal, het hy die wet oortree. Maar as hy gesê het jy moenie belasting betaal nie, dan het hy die landswet oortree. So hulle het hom soos in 'n strikvraag gehad. En hy sê te vir hulle, gee aan die keiser wat aan die keiser toe kom, maar gee julle wat aan God toe kom. Dat beteken, gee jouself vir God, want jy behoort aan hom, en gaan gee vir die keiser, want sy prentjie is op die kooi, en gaan gee dit vir hom, wat behoort aan hom. So moet ons onsself ook vir hom gee, want ons behoort nie aan onsself nie. Abba Vader konvikt of wys reg altyd ons aksies, terwyl die vyand ons identiteite aanval. So
So die vyand wil altyd ons identiteit op wie ons is afbreek, want ons is gevorm in die beeld van God en hy haat God. So hy wil God se beeld in jou en wat hy sê van jou afbreek. Maar Vader, refine ons aksies. Moenie so dit doen nie, want jy gaan seer kry. Moenie dit doen nie, want dit is gevaarlik. Hy gee om. So dit moet ons ook onthou, wanneer jy voel, jy is waardeloos, of jy het nie 'n doel nie, daar kan jy die onderskeiding tref, dis nie die stem van Abba Vader nie, hy val jou identiteit aan. So vroeger het ek gepraat van legal rights, ook bekend as footholds. Ons lees hiervan in Ephesians 4 vers 27 wat sê, do not give the devil a foothold. Ons moet onthou, die hemel is baie georganiseerd. Dit is soos 'n weermag, soos 'n courtroom, dit het hierarchies, dit het sisteme. En Abba is ons regter, as ek nou 'n prentjie kan teken daarvan vir julle. Yeshua is ons verdediger en die vyand is ons aanklaer, ons accuser, hy beskuldig ons gedurig vir Abba Vader. So repentance en belydenis is soos, jy bring jou sonde voor Abba Vader, jy vra vir vergifnis, jy gee fisies soos vuil wasgoed vir hom, vir God, jy word skoon gewas deur Jesus se bloed, en omdat Yeshua sonde klaar oorwin het, word daai sonde en daai rekord skoon gewas en verwyder van jou naam af. Baie cute voorbeeld wat ons professor ons verduidelik het is, jy ry oor die speed limit, jy breek die landsweg, jy word gevang deur 'n polisieman, jy word hof toe gevat. Nou het jy nie geld om jou R2000 se boete te betaal nie, want jy was oor die speed limit. Nou kom iemand, nou betaal jy R2000 se boete vir jou. Nou die regter daarso, is Abba Vader, die polisieman wat jou hof toe gesleep het, is die vyand, want hy wil jou gedurig aanval, en hy wil jou gedurig in die tronk sit, en die gawe persoon wat jou R2000 boete betaal het, is Jesus. Soos ons boetes betaal, en as ons nie hof toe gaan nie, as ons nie ons sondes voor Abba Vader bring en sê, maar dis wat ek gedoen het, en Jesus sê, maar ek het klaar vir haar betaal, sy kan nie tronk toe gaan nie, die vyand kan nie, het nie reg om in haar lewe te warboel nie, dan gaan jy gejaag word. En naderhand gaan hy in jou lewe inkom en hy gaan jou lewe heeltemal verwoes, want hy het hy dokument, soos 'n dokument. Sy het nog nie vir vergifnis gevra nie, ek het reg nou. Sy staan nie onder die bloed nie, die bloed is nie oor haar nie, sy het nie vir Jesus gevra om skoon te was met die bloed nie. So ek het reg, ek kan nou gaan verwoes, want sy het die wet oortree. Maak dit sin vir julle wat ek sê? Okay. Abba Vader sê ook, hy sê ook nie, bewys jouself nie, hy sê altyd net kom. Gaan Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 sê, die Here se genade het geen einde nie. En in Engels is dit, His mercies are new every morning. Hierso het ek nou gesê, nie oorskietsels of hernieude, maar dit is opnuut. So sy genade is nie elke dag, sy genade hardloop nie uit nie, jy het nie te veel sonde, dat sy genade nie genoeg kan wees vir jou nie. So jy het geen verskoning om nie voor hom te verskyn, vir hom jammer te sê, weg te draai van wat jy doen nie. Soos wat lyk ware belydenis en wat is repentance nou eintlik? Want almal sê net draai weg van jou sonde af, maar wat is dit? Dit is eenvoudig, maar dit is nie maklik nie. Jy gaan jou vlees moet kruisig, jy gaan fisies moet uithou, want die woord sê ook die pad is smal, die regverdige pad is smal, jy gaan val, maar jy gaan nie weer moet opstaan. Jy herken wat jy gedoen het fisies sonder enige verskoning. Abba Vader, ek het gesteel, ek is jammer, ek het gesteel. Ek erken ek het dit gedoen en ek erken dit is verkeerd. Ek erken dit is teen u woord en dit is nie u hart nie, u hou nie daarvan nie. Jy laat regwysing toe en nie veroordeling nie. Ek weet, Abba Vader sal dan in jou hart minister daar en hy sal vir jou verduidelik hoekom is steel verkeerd en hoekom wil hy nie hê jy moet steel nie. En jy gaan 10 in skrif kry wat hy jou dissiplineer daaroor. Nie veroordeel nie, net dissiplineer. Daarna draai jy weg van dit af, deur om dit nie weer te doen nie, en ook nie dieselfde patrone te beweeg, om die kringe van mense nie. Jy draai 100% na Abba Vader toe, jy soek sy koninkryk en jy soek sy hart. Want repentance is bewys deur aksie van wegdraai en nie deur emosie nie.
En nou wil ek praat met die een wat dink hulle het al te veel geval. As jy dink jy het al te ver of te veel geval, jy dink die is 'n siklus wat ek nie kan breek nie of ek is te ver weg. Repentance is waar siklusse doodgaan. Al moet jy 20 keer oor dieselfde ding repent, die 20ste keer gaan jy voel, maar ek wil nie teruggaan nie. Ek het nie nood om terug te gaan nie. Elke keer wat jy opstaan, na hy val, breek ek het aan in die gees, wat jou probeer vasbind konstant. So, elke keer wat jy geval het, staan net op. En dan val jy weer, dan staan jy weer op. Nader dan gaan hy ketting so bros wees, hy gaan net afval van jou af, want dit is hoe dit werk. Die vyand bestudeer dalk jou patrone, maar God het alreeds jou restaurasie en oorwinning beplan, al in die begin. Hy weet jy gaan wen, jy weet net nie jy gaan wen nie, maar jy moet dit glo, want ons almal is oorwinnaars van, hy het klaar oorwin. Het is tyd om bold faith te kry, guys. So ek wil julle vandag los met hierdie, om te val as 'n event, om in sonde te bly is 'n keuse wat jy maak, maar om weer op te staan, dit is om 'n agreement te maak met jou God. So as jy geval het, staan op, nie môre nie wanneer jy beter voel of so voel nie, maar nou. Draai terug na Abba Vader toe, want Abba Vader staan nie ver weg van jou af met sy hande op sy heupe in teleurstelling nie. Hy is op sy hurke naby jou met oop arms en hy wag gereed, dat jy soos 'n klein kindjie in sy arms in terughardloop. As jy gesig voel modder, ookie sakie. Hy is nie bang om sy vel te kry nie. Hy roep jou en na Win se preek weet ons, wanneer hy roep, is daar altyd 'n stokkie lekker wat wag agter sy rug. Dis baie excited vir my stokkie lekker wat hy vir my gaan gee. En ja, so wanneer jy nou terugdraai, jy gaan nie verwerping ontvang nie, maar liefde en volle herstelling. Baie mense dink, hoe pas hier by Win se preek? Maar as jy uit Egipte uitkom, die hoofstrategie van die vyand is altyd om jou te laat val. Altyd om jou vas te bind en jou terug te kry in Egipte, want hy wil nie hê, want hy stokkie lekker gaan kry by Abba Vader nie. Hy wil nie hê, jy moet gaan kry die droom en die doel wat Abba vir jou het nie. So, weet net, ons is uit Egipte uit, ons is uit bondage uit, ons is uit sonde uit, maar wanneer jy dalk gaan teruggaan vir ongeluk, of iemand opsetlik, staan net weer op, gaan vorentoe, en hardloop na jou pa toe. Ja, dit is ek gaan vir ons afsluit en dan gaan ons nog 'n liedjie sing en offerande inneem en dan is die koffie vir die wat wil koffie hê. Kyk. Dankie Abba Vader vir wie U is, my koning. Dankie dat ons kan terugdraai na U toe, Abba Vader, 180 grade, net ons harte vir U kan gee, 100% my koning. Dankie dat ons volledig in die arms uit kan hardloop en dat ons sonde nooit vir ons te groot of te swaar wees om na U toe te kom nie, Abba Vader. Al kom haal U ons uit die bos uit en dan moet U ons bene breek soos 'n herder sy skaapie se bene breek en oor die skouer gooi. Abba Vader, ons kom. Ons is hierso. Ons wil nie doen wat ons doen nie, Abba Vader. Ons harte behoort aan U. U is ons God en ons koning en ons meester, Abba Vader. En ek vra dat U met elkeen hierso sal gaan naprediker wees, Abba Vader, en met hulle sal werk en praat en hulle net 'n lopende hartklop maak van U, Abba Vader, en dat elkeen U liefde radiate, my koning. Vra dat U elke persoon sal seën, 'n oorvloed, Abba Vader. U ken elke persoon se behoeftes en nood. Vra dat hulle bakskottels sal oorloop, dat U hulle hoof sal vet maak met olie, dat U hulle beker sal laat oorloop van vreugde en voorsiening, Abba Vader. Ek bid vir 'n abundant life vir ieder en elke een, my Vader. Ek bid, my koning, dat U 'n aanvulling van intimiteit vir hulle gee en ook vir diepte, Abba Vader, openbaringe van wie U is, my koning. Mag elkeen geseënd wees in die naam van Jesus, bid ek dit. Amen. Amen.